en dat hulle nie dink dit is onnodig om hier te wees nie. Kan ek gou vir julle vra om julle oë te sluit? Hemelse Vader, baie keer wanneer ons so 'n kampvergadering reël, Here, is die hoofding wat ons op konsentreer is by die volwassenes, Here. En ons vergeet baie keer, Here, dat die jong mense is die volgende generasie van die kerk. En Here, dis vir U baie, baie belangrik dat hulle gewortel is in die waarheid. Met ander woorde, hulle moet verstaan en weet en glo hoekom hulle verstaan en weet en glo. En terwyl ons daarna Here, dat U vir ons elkeen, my en Kluis, 'n persepsie of intelligensie sal gee om te verstaan wat van die Heilige Gees afkom. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So, ek wil julle 'n vraag vra. Hoekom is julle Sewendag Adventiste? Julle moet nie almal gelyk uitskree nie, want dan kan ek julle nie hoor nie. Hoekom is jy, Adrian, hoekom is jy 'n Sewendag Adventist? Want ek was gebore in 'n familie wat Sewendag Adventist is. OK, eerlike antwoord, ek hou daarvan. Gaan ek op een van julle moet pik. Hoekom is julle vandag hier so? Hoekom is julle Sewendag Adventist? Is dit omdat julle ouers Sewendag Adventiste is? Verstaan julle wat die werk is wat ons as Sewendag Adventiste moet wees? Want Sewendag kerk maak sin volgens die stuur van die regterkant. OK. Ek was aangemoedig om dit te bevraagteken en baie goed van anders te word in tradisie. OK. My maak dit net sin volgens die Bybel. OK. Weet julle wat die woord cliché beteken? OK, so cliché vir die wat dalk nie weet nie, is dat dit 'n gewoonte geword het en ons is deel daarvan, want dis wat almal doen. Dis wat almal sê ons moet wees. Dis wat die Bybel sê ons moet wees. En so, ons is Adventiste, maar as jy so redeneer en so dink, dan het dit 'n cliché geword. Dis iets wat jy nou maar net doen, want jy weet dis reg. Ek wil vir julle vandag vra, wat is die 7 dinge wat die Sewendag Adventiste kerk glo, wat geen ander kerk glo nie? Baie, baie, baie belangrik. Daar's 7 dinge. Sabbat, geregtigheid deur geloof, toestand van die dode, ja, maar daar's ander kerke wat ook glo dat jy dood is as jy dood is. So dis 7 dinge wat jy gaan vind in hierdie kerk wat in geen ander kerk is nie. Dis die Sabbat definitief. Daar's miskien een kerk wat oor die Sabbat preek en dis die Israel Visie Kerk, maar die res van hulle teologie val van die wa af. Geregtigheid deur geloof. Meeste ander kerke glo as jy een keer gered is jy altyd gered. So sodra ek my lewe vir die Here gee, kan ek daarna maak wat ek wil, maar ek sou in elk geval vergewe. Maar ons as 'n kerk glo geregtigheid deur geloof, met ander woorde, Jesus dek jou sonde, en dan begin hy jou beter maak deur die heiligmakingsproses, hy begin jou verander. Die 3de ding is die ondersoekende oordeel. Nêrens in enige ander kerk gaan jy hoor van die ondersoekende oordeel. Die 4de ding is die 3 engele boodskap. Okay. Die 5de ding is die heiligdomstelsel. Die 6de ding is die verstaan van profesie. So die gees van profesie. Om te kan verstaan wat profesie is en hoe om dit te interpreteer. En die laaste ding is die gesondheidsboodskap. Al hierdie dinge is vir die Sewendag Adventiste kerk gegee en gees van profesie noem dit present truth of huidige waarheid, waarheid vir vandag. So as jy Adventist is in 2024, dan is dit die waarhede wat jy moet verstaan en ken, en dis die waarhede wat jy met ander mense moet deel. As jy dit nie ken en verstaan nie, dan is jy ook nou maar net 'n Adventist, want almal anders is Adventiste. As jy dit nie verstaan en ken nie, is jy nou maar 'n Adventist, want die Bybel sê dis reg, of jou ouers het gesê dit is wat jy nou moet doen, maar wat help dit jy sit in 'n kerk
en jy weet nie vir jouself hoekom jy in die kerk sit nie. Wat help dit ons het 'n boodskap en jy verstaan nie daai boodskap vir jouself nie. So ek gaan julle net 'n vinnige agtergrond gee as jy dit weet, wel dan, maar as jy dit nie weet nie, ek wil julle net 'n vinnige agtergrond gee, so Openbaring 10. Of kom ek vra die vraag eers so, Daniël, die boek van Daniël, waaroor gaan die boek van Daniël? Yes. OK, so daai profesie van Daniël, baie reg, gee vir ons die toekoms. God het gesê, ek wil hê jy my kinders moet weet wat gaan in die toekoms gebeur totdat ek terugkom. En so in Daniël 12 is daar 'n engel en Daniël gaan deur die hoofstukke en hy's besig om die vyand van God te openbaar en te wys wat gaan hierdie vyand van God doen met sy kerk en met sy kinders. En dan in Daniël 12 vra 'n engel vir God, maar God, gaan jy net hierdie gemors los? Gaan jy nooit keer wat hierdie vyand van jou doen nie? Hy maak soveel mense seer en hy maak soveel skade aan die kerk, gaan jy hom nooit keer nie. En God antwoord uit die hemel en hy sê, verseël eers hierdie boek, want dit het te doen met die tyd van die einde. En dan in Openbaring 10 kry jy 'n engel wat uit die hemel uitkom en hy het 'n oop boek in sy hand. Nou in Daniël sê God vir Daniël, sluit die boek. Jy kan dit nie nou verstaan nie, want daar moet eers sekere dinge gebeur voordat jy dit kan verstaan. En dis die enigste plek wat jy hoor van iemand wat 'n boek moes sluit. En nooit weer dwars deur die Bybel hoor jy enigiets van daai boek nie, tot in Daniël, in Openbaring 10, waar die engel uit die hemel uitkom en hy het 'n oop boek in sy hand. En hy lig weer sy hand na die een wat vir ewig lewe, soos in Daniël, presies dieselfde scenario, en die antwoord kom, daar is nie meer tyd nie, tyd is nou verstreke. So met ander woorde, die tyd wat moes loop vir mense om te kan verstaan wat Daniël probeer sê het, is verby, ons kan maar die boek oopmaak, ons kan dit nou verstaan. En dis wat William Miller en sy vriende gedoen het in 1844. Hulle het die boek oopgemaak, hulle het die profesie begin swat en hulle het agtergekom, wag so bietjie. God het beloof hy gaan sonde skoonmaak. En hulle raak so opgewonde dat God gaan sonde skoonmaak en hulle dink, wow, die wêreld gaan skoongemaak word van sonde, Jesus kom terug. En hulle verkoop alles wat hulle het, hulle plase, hulle besighede en hulle begin vir die wêreld vertel, Jesus kom terug. En ons weet Jesus het nie teruggekom nie, want ons sit vandag nog hier. En op daai stadium dink mense wat in hierdie storie ingekoop het, in hierdie verhaal ingekoop het, dat William Miller en sy mense was mal, en die meeste van die Christendom wêreld draai hulle rug op William Miller en sy volgelinge, of sy vriende. En hulle sê, ons wil niks met julle te doen hê nie, want julle het nonsens gepraat. Die manier wat hulle die profesie geïnterpreteer het om by daai waarhede uit te kom, ons wil nie daai interpretasiemetode gebruik nie, ons wil nie julle stories hoor nie, julle het vir ons gelieg, en hulle draai hulle rug op die waarhede wat gebeur. Die vraag was William Miller en sy vriende verkeerd? En die antwoord was nee, hulle het die interpretasie van waar sonde skoongemaak gaan word verkeerd gehad. So hulle het gedink God kom aarde toe om die aarde skoon te maak. En wat het eintlik gesê het is God is besig om in die hemelse tempel met jou en my sondes rekening te doen. En as jy dit wil verstaan, dis hoekom die ander waarheid die heiligdomstelsel. As jy 3 afdelings in die heiligdomstelsel gekry, buitekant wat voorstel Jesus is gekruisig en gedoop, en dan het jy die binneste deel gekry waar die brode was en die kandelaar was en die wierookalter wat voorstel dat Jesus deur die middeleeue die Bybel vir ons gegee en lewendig gehou het. Hy het die lig lewendig gehou en op daai stadium was sy werk om seker te maak dat ons gebede word beantwoord deur God. En dan was daar 'n laaste deel waar jy moes na die ark gekry het met die 10 gebooie. En die priester het in al 3 dele gewerk. En wat die profesie gesê het is Jesus het 'n aardse missie gehad, toe het hy hemel toe gegaan en hy het in die hemel gewerk, maar dan word daar 'n laaste deel waar hy ook 'n werk moes doen. En as jy na die aardse heiligdom gekyk het, het jy gesien dat elke keer wanneer ek 'n sonde gepleeg het, moes ek my hande op die lammetjie se kop sit, ek moes sy keel afsny en ek moet my sondes bely. Ek is huis toe, my sondes is vergewe. Die bloed van die lammetjie het my sondes vir God gevat in die tempel, want nou sê God, dis nie meer Walter se probleem nie, ek gaan nou met hierdie sonde deel. Dis nou my as God se probleem.
En dan dit elke jaar dwars deur die jare dit opgebou tot op die einde eendag 'n jaar wat die hoofpriester die tempel skoon gemaak het. En wat William Miller in sy tyd besef het is dat God het nodig om die wêreld se sonde skoon te maak. Die tyd het aangebreek wat God sê genoeg is genoeg. Ek gaan nou almal oordeel volgens hulle werke, sê die Bybel, volgens hulle optredes. En dan gaan ek die skuld vir sonde op Satan se kop gaan plaas. En ek gaan hierdie hele gemors skoonmaak. En William Miller het dit gestudeer en agtergekom, en in plaas van dat hy besef het, dit begin in die hemel nou, het hy gedink dit is op die aarde. En hy het 'n fout gemaak. Maar nou vra ek vir julle, is daar 'n ander plek in die Bybel waar mense ook 'n fout gemaak het? Alhoewel dit beteken nie omdat William Miller gedink het dis die aarde in plaas van die hemel, dat die waarheid nie waar was nie. 'n Ander voorbeeld daarvan is, in Jesus se tyd het mense gedink hy gaan 'n aardse koning wees. En hulle het geglo hy gaan 'n aardse koning wees. Hulle het homself wou kroon toe hy in die stad inkom en palmtakke voor hom neergegooi en klere voor hom neergegooi. En hulle het dit heeltemal verkeerd geïnterpreteer, maar beteken dit dat Jesus was nie die Messias nie? Nee, natuurlik, hy is die Messias. Dit beteken nie omdat ek en jy 'n ding verkeerd verstaan dat die waarheid nie waar is nie. En so in 1844 besef ons dat die Bybel sê vir ons, die ondersoekende oordeel het begin. Dis waar Jesus na jou en my lewe kyk, en hy sê, wag so bietjie. Ek wil kyk of my kind my verlossing aanvaar. Met ander woorde, as ek my meer verloor, dan word dit opgeteken. Want hoekom? Satan wil nie hê jy moet hemel toe gaan nie. Soos jy droog maak, beloof ek vir jou, Satan is daar om dit neer te skryf. Nou nie op 'n letterlike pen en papier nie, maar Satan hou rekord, want hy wil hy rekord vat en hy wil vir God gaan sê, wag so bietjie. Adrian is nie jou kind nie, want hy het sy meer verloor, hy het daar gelieg, hy het daar dit gedoen, hy het daar gedoen. Hoe kan jy sê hy is jou kind? Nou hy's myne. En dan sal God sê, maar wag so bietjie, wat jy vergeet het is daai aand toe hy sy meer verloor het hy op sy knie gegaan en hy het gesê, Here, ek's jammer. Ek het alweer my meer verloor. Ek was alweer lelik met my ouers, ek het alweer oor iets gelieg. Maar ek wil nie hierdie mens wees nie. Help my om 'n beter mens te wees. En die Here het gesê, weet jy wat Adrian, ek aanvaar jou verskoning. Wat gebeur het, vat ons heeltemal van jou af weg, en dis asof jy dit nooit gedoen het nie. Want dink mooi daaroor, as Jesus sê, ek kom en my loning is my, weet, maar hy sê in Matteus 25, wanneer hy die skape en die bokke uitmekaar uitskei. Hulle wat vir ewig gaan lewe en hulle wat vir ewig gaan sterwe. Hy sê, ek skei die skape en die bokke en dan kom ek en my loon is met my. Hoe kan hy vir jou 'n betaling bring, as hy nie uitgewerk het wat jou betaling is nie? Hy moet voor die tyd uitwerk wie kan hemel toe gaan en wie kan nie hemel toe gaan nie. Hy kan ons nie sy duim suig en sê, ek dink jy kan maar hemel toe gaan. Ek is nie so seker oor jou nie. Nee, wat, jy kan glad nie gaan nie. Dis mos nie 'n regverdige God nie. Hy moet seker maak of jy kan hemel toe gaan of nie, en dis die ondersoekende oordeel. En uit hierdie ondersoekende oordeel, uit hierdie groep mense wat dit verkeerd verstaan het, het hulle teruggegaan Bybel toe en hulle het gesê, wag so 'n bietjie, God kan nie 'n fout maak nie. As hy 'n fout gemaak het, dan het ons die fout gemaak. God maak nie foute nie. En hulle gaan terug en hulle studeer weer en hulle ontdek die heiligdomstelsel, want een van hulle kry 'n visioen en hy sien die 10 gebooie en die ark in die hemel, en hy sê, maar wag so 'n bietjie, dalk praat die skoonmaak van die tempel, nie van die aarde nie, maar vir die hemel, en toe hy dit snap, maak die hele prentjie vir hulle sin. En daai groep mense het die 37 Adventiste kerk geword in 1863. Dit gebeur in 1844, hulle het begin studeer en begin leer en begin leer en 1863 is of 61 of 63. Vorm hulle, moet my nie quote op dit nie, vorm hulle die Adventiste kerk. Okay? Maar nou die vraag is, wat het gebeur van al die ander Christene wat William Miller hulle verwerp het? Hulle het hulle rug op hulle gedraai en toe ontdek William Miller hierdie 7 waarhede uit die Bybel uit. En dis die 7 waarhede wat ons as 'n kerk het wat geen ander kerk het nie. En hulle begin toe hierdie waarhede met die wêreld deel. En die Adventiste kerk groei en groei en groei tot dit julle vandag hier so sit. Maar nou wat het geword van die kerke wat hulle rug daarop gedraai het? Die Bybel sê dat hulle het nooit Jesus gevolg in die laaste deel van die plan van verlossing nie. Want hoor, Jesus is in die allerheiligste om hierdie werk te begin doen
van wie sy verlossing aanvaar en wie nie. Wie het gebruik gemaak van Jesus se dood aan die kruis, en wie het gesê, ag nee, wat ek worry nie daaroor nie. Want sien, solank jy en ek gebruik maak van Jesus se werk aan die kruis, is ek en jy veilig. Want Jesus is besig om ons te dek met sy geregtigheid, terwyl hy besig is om jou te verander. So jy en ek is veilig terwyl ons by Jesus in die allerheiligste is. Maar hulle wat hulle rug op Jesus gedraai het, en agtergebly het, dis hoekom die wêreld soveel de mekaar teorieë het, want Gees en Profesie of Ellen White sê, dat hulle wat agtergebly het, dink hulle is nog by God se troon. Maar hulle is eintlik voor Satan se troon. Nie die mense nie, hulle idees. Dis hoe jy 'n idee kry dat jy vir ewig gaan lewe. Jy gaan dood en dan gaan jy sommer dadelik hemel toe en jy sit gitaar en speel op die wolkie. Of iemand gaan vir ewig brand. Jy gaan hel toe en daar gaan God jou brand, net soos jy wil. Of dat dis nie nou meer nodig om op Sabbat kerk toe te gaan, jy kan enige dag kerk toe gaan. Daai idees is in al die ander kerke gegee, want hulle daai idees van Satan af gekry. Hoekom? Want hulle is nie by God nie, hulle is nog in die middelste deel vas van die tempel. Hulle het nie saam met Jesus in die allerheiligste inbeweeg, soos William Miller en sy vriende nie. En daar kom God vir William Miller en sy vriende 'n waarheid gee wat hulle verstaan en wat uit die Bybel uitkom. Want hulle was by God. God kon dit vir hulle uit die Bybel uitwys en hulle kon dit toe nou met die res van die wêreld deel. Maar hierdie groep mense kon ongelukkig dit nie doen nie. En ek wil hê julle moet onthou, die mense wat hier agtergebly het, is nie slegte mense nie. Die mense wat hier agtergebly het, is God se kinders. Die stelsels, die kerkstelsels waarin hulle is de mekaar. En nou sê God, ek en jy wat die waarheid ken, moet na hierdie mense toe gaan en vir hulle gaan verduidelik dat die stelsel waarin hulle glo is verkeerd. En hy gee vir ons hierdie 7 waarhede om dit te kan verduidelik. En dis hoekom jy sê hulle Adventiste is simpel. Omdat jy 'n waarheid het, jy's nie spesiaal nie, ek's nie spesiaal nie, ons waarheid is spesiaal. En omdat ons hierdie waarheid het wat elke mens moet hoor voordat Jesus terugkom. Hoekom? Ek wil julle gou 'n vraag vra. As daar by die huis koekies in 'n blik is en jy vat 'n koekie en jou ma skree op jou of beklei met jou of is lelik met jou om 'n koekie te vat, is dit regverdig? Nee, want sy moet eers vir jou sê, koekies is vir na ete. Ek weet ons, julle is amper al te oud vir hierdie voorbeeld, maar as die enigste voorbeeld wat nou in my kop kry, is, die koekies is vir na ete. Jy kan nie net koekies vat wanneer jy wil nie, dis vir na ete. Nou weet jy, dis verkeerd om die koekie te vat. As jy dan die koekie vat, dan mag jou ma jou straf, of jou pa jou straf, want jy weet wat jy gedoen het is verkeerd. So God wil hê die hele wêreld moet weet wie hy is en wat hy sê is reg en verkeerd, voordat hy kan besluit of hy hemel toe gaan en of hy nie hemel toe kan gaan. Jy kan nie iemand straf as jy nie weet wat jy verkeerd gedoen het of wat die regte standaard is nie. En daarom moet ons as Adventiste vir die mense gaan wys, wat is die regte en die verkeerde standaard, sodat hulle kan verstaan, kan sien en kan besluit, wil ek volgens hierdie standaard lewe of nie. En dan eers kan God besluit of hulle kan hemel toe gaan of nie. Hy sal 'n baie onregverdige God wees as hy mense vir ewig straf of nie, of toelaat dat hulle vir ewig doodgaan, as hulle nie eers verstaan wat hulle verkeerd gedoen het. En dis hoekom julle 70 Adventiste is, julle sit met waarheid wat ewige lewens van ander mense kan beïnvloed. En as ons dit nie met ander mense deel nie, gaan daai mense doodgaan en vir ewig doodgaan. En jy en ek het die kans gehad om dit te verander. En dis hoekom julle 70 Adventiste is. Nie omdat julle ouers 70 Adventiste is nie, nie omdat die Bybel waar is nie, omdat God vir elkeen van julle daai selfde waarhede gegee het. Hy het dit nie net vir my as predikant gegee, of vir leraar Herman as predikant gegee, of vir jou ouers gegee nie. Hy het dit vir jou gegee, want hy het geweet, daar's ander jong mense wat dit ook nie weet nie. Ek moet vir die volwassenes sorg, en wanneer julle my nooi om by die jeug te praat, met julle gesels, maar julle moet met die jeug gaan gesels. En daarom wil ek vir julle vra, as julle nie daai 7 waarhede ken en verstaan nie,
asseblief, ek smeek julle, as ek vandag op my knieë voor elkeen van julle kan kom staan, sal ek dit doen. Ek smeek julle, gaan doen ten minste die moeite om uit te vind wat daai 7 waarhede is, as jy dit nie weet nie, hoe dit werk en wat beteken dit vir jou ewige lewe en vir ander mense se ewige lewe. En ek gaan vinnig afsluit met 'n kort beskrywing oor al 7 en hoekom dit belangrik is, maar die werk van werklik verstaan wat dit is jou werk. Dit is jou ewige lewe. Ek kan nie vir jou ewige lewe beklei nie. Net jy kan dit doen. Jou maale kan nie eers vir jou ewige lewe beklei nie. Hulle kan probeer help. Jy is verantwoordelik vir jou eie ewige lewe. Okay? En nie net vir jou nie, maar ook vir iemand anders te sin. So wat is daai 7 waarhede? Kom ons begin by die ondersoekende oordeel. Hoekom is dit belangrik vir my om te weet om hemel toe te gaan? Meeste mense dink, ek kan aangaan met lewe soos wat ek wil, en dan, eendag kan ek my lewe vir die Here gee. Miskien ek kan klaar, ek sal my lewe vir die Here gee as ek klaar is met hoërskool. Of ek sal my lewe vir die Here gee as ek klaar is met universiteit. Of ek sal my lewe gee as ek getroud is met kinders. Daar's nog baie tyd. Die ondersoekende oordeel sê van 1844 het God begin kyk na ons lewens se rekords. Dit is nie boeke en penne en sulke goed nie, dis net jou lewe, die rekord wat dit beteken is, wys dit dat jy elke dag tyd met Jesus spandeer en elke dag die moeite doen om hom in jou lewe te nooi en saam met hom op pad te stap. Want as jy nie doen nie, is iemand anders in beheer van jou lewe. Daar's net 2 kante in hierdie wêreld, daar's nie 'n middelweg nie, daar's of Satan of God. En of jy stap elke dag 'n pad saam met Satan of jy stap elke dag 'n pad saam met God. En so die rekords is kyk na jou lewe, het jy saam met God die pad gestap of het jy saam met Satan die pad gestap? Al weet jy dit nie. Want dit maak 'n verskil as jy vanaand doodgaan, dan is jou rekords afgesluit. Daar's nie 'n audit wat na die tyd gedoen kan word nie. Want jy's dood, jy kan nie vir die Here sê maar wag so 'n bietjie vir daai sonde en daai sonde en daai sonde. Ek's jammer, vergewe my nie, dis verby. En so wat jy vandag doen maak saak. En dis wat baie mense nie verstaan nie. Hulle dink ek kan maar nog uitgaan en gaan drink, ek kan maar uitgaan en rook, ek kan dinge doen wat nie reg is om te doen nie. Want daar's nog tyd. Maar dis 'n leuen wat Satan vir jou voer, want daar is nie tyd as jy vanaand doodgaan. As jy vanaand doodgaan, is dit afgesluit. En dan gaan God bepaal of jy hemel toe gaan of nie volgens jou lewe tot en met daai oomblik. En die wêreld glo dit nie. Hulle dink jy kan voortgaan en maak net wat jy wil en doen wat jy wil en Jesus gaan net eendag jou vergewe en jy gaan hemel toe gaan. Dis 'n leuen. So is baie belangrik dat die mense weet dat wat jy vandag doen saak maak. Dis die ondersoekende oordeel. Vinnige in 'n neutedop. Julle moet nou gaan en dit verder gaan studeer. Die tweede ding is die 3 engele boodskap. En in die 3 engele boodskap verwys dit in vers 6, want ons kry dit in Openbaring 14. In vers 7 verwys dit terug na die skepping. Hy wat die water en die strome in die aarde en die waterfonteine gemaak het. Hoekom die skepping? Kom ons gaan gou terug skepping toe. Daar 3 dinge in die skepping gebeur wat jy nodig het om te verstaan, sodat jy 'n verhouding met God kan hê. En dis die 3 dinge wat die wêreld die meeste aanval. Hulle vertel jou dat God het nie die wêreld geskape nie. So daar 3 dinge gebeur voordat sonde gebeur het. God het die wêreld geskape en hy hou alles in beheer. Die tweede ding is hy het vir ons die huwelik gegee tussen 'n man en 'n vrou. En die derde ding is hy het vir ons die Sabbat gegee. En dis die 3 dinge wat die wêreld aanval. Evolusie sê, jy is 'n bobbejaan gewees en toe jy 'n mens geword. Wat beteken God is nie die lewegewer nie, hy's nie God nie. Of daar was 'n big bang en iets het net ontplof en toe pop almal van julle uit. Okay? So, as jy daai glo, soos wat meeste van die wêreld glo, beteken God is nie God nie en hy het nie alles gemaak nie en hy is ook nie lewe homself nie. Die tweede ding is die huwelik. Vandag word dit aangeval want jy kan vir jouself besluit of jy 'n man of 'n vrou wil wees. Jy kan vir jouself besluit of jy getroud wil wees of nie. Jy kan vir jouself besluit of jy 2 vrouens of 2 mans wil hê. Whatever goes, whatever fancy you. En dis hoekom jy mense kry wat bo 'n man is en onder 'n vrou is. Of wat homoseksueel is. Want God het 'n huwelik geskape met 'n man en 'n vrou. Die een is nie meer ondergeskik as die ander een nie.
En julle vir dames, as julle nie besef dat die vroue wêreld vir julle begin lieg het, om vir julle te sê, luister hierso, julle moet beklei, want mans onderdruk julle. Women's Liberation sê, julle hoef nie onderdruk te word nie, julle vrouens moet beklei vir hulle regte. Dis 'n leen wat vir julle gegee is, want weet julle wat, die plek wat God vir julle geskaap het as vrou, is vir my selfs mooier as 'n man. Julle waarde, die werk wat die Here vir julle gegee het om te doen, om 'n mamma te kan wees eendag, en om kinders te kan grootmaak, en daai kinders te kan leer hoe om goeie mense te wees, is seker vir my die mooiste werk wat God ooit vir julle kon gegee het. Dit maak julle nie minder werd as 'n man nie, dit maak julle eintlik meer werd as 'n man. En dis jou rol, dis jou ident. Vir die mans het hy gesê, julle gaan die priesters van julle huis wees. En dis so is belangrike rol, want die priester in die huis is nie daar om sy duim op die vrou te hou nie. Die priester van die huis se werk is om vir sy vrou en sy kinders te wys, hoe lyk God? En as hulle wegstap van God, is dit jou skuld as priester, want jy het 'n vieslike prentjie geteken van wie God is. En dis julle identiteit. Maar die wêreld sê nee wat, jy kan nou sommer besluit wie en waar en wat jy is vir jouself. So die wêreld val jou en jou identiteit aan. En die derde ding is die Sabbat. Want in die Sabbat sê God, kom rus saam met my, kom leer wie ek is, en dan gaan ek jou leer hoe om 'n mens te wees. Dit vind jy net binne die Sabbat. So die 3 engele boodskap is belangrik, want dit sê die wêreld begin sy eie ding doen, jy as Christen kom terug om dit te doen op my manier. So is baie belangrik vir jou ewige lewe. Die derde ding is die heiligdomstelsel. Die heiligdomstelsel is die plan van verlossing. En alles wat jy wil weet van waar is Jesus, wat doen Jesus, waarmee is hy besig en wat moet jy en ek doen terwyl hy met sy werk besig is, vind jy in die heiligdomstelsel. Dit verduidelik vir jou die plan van verlossing. As jy wil weet hoekom hierdie messtap storie hierso is en waar pas jy in, gaan kyk na die heiligdomstelsel. Die 4de ding is geregtigheid deur geloof, jy het dit nou genoem. Met ander woorde, as jy 'n Christen word, dan dek Jesus se geregtigheid jou. Hy sê jy hoef nie meer dood te gaan nie, want ek het die sonde vir jou betaal. En dan dek hy jou terwyl hy met heiligmaking jou 'n beter mens maak, sodat hy by die wederkoms jou aan die Vader kan voorstel as 'n perfekte mens. En jy kan hemel toe gaan. En die wêreld glo dit nie, want hulle glo dit het opgehou by die kruis. Jesus het vir my sondes gesterf en ek gaan bekering deur en ek word gedoop en dan sê ek okay, dan kan ek maar maak wat ek wil daarna. Maar die Bybel sê nee, jy en ek moet elke dag groei in Jesus. En hoe meer ons groei, hoe meer word ons gereed vir die hemel. So dis die 4de ding wat baie belangrik is. Die 5de ding is, ek nou verkeerd is, ondersoekende oordeel, 3 engele boodskap, die heiligdomstelsel, geregtigheid deur geloof, die Sabbat. En dis daarom een ding wat ek vir julle as Adventiste seker nie hoef te verduidelik. Die Sabbat is wat meeste mense verstaan. Maar vandag leer hulle vir jou, jy kan op enige dag kerk toe gaan, dit maak nie regtig saak nie. Nee, God het 'n spesiale iets in Sabbat gaan plant, wat net op 'n Sabbat in jou lewe gebeur. Daar's iets wat jy vind in 'n Sabbat, wat jy op geen ander plek of geen ander dag kan vind nie. Want dis sy dag, hy mag daarin gaan sit wat hy wil. Okay? En ons weet dat dit aan die einde van die dag die keuse gaan wees tussen die merkteken van die dier en die seël van God. Dit gaan die keuse wees, waar lê jou loyaliteit? Is jy 'n kind van God, of is jy een van die mense wat glo jy kan maak en doen net wat jy wil, dit maak jy regtig saak. En dan die 6de ding, is die verstaan van profesie. Die boeke van Openbaring en Daniël. Want in Openbaring en Daniël is eintlik die mooiste boeke in die Bybel, want dit vertel vir ons die storie, dat God het jou nie net gemaak, en jou toe net daar gelos nie. Dis nie asof hy 'n God is wat sê, okay, jy het gesondig nou maar, suffer jy nou maar by jouself. Maak maar, jy gaan nou maar hierdie ding gaan uitfigure vir jouself. Profesie wys dat hy selfs in die kleinste detail vir ons gewys het wat gaan gebeur, wat gaan hy doen om dit te keer, wat gaan hy doen om jou te beskerm, hoe gaan dit eindig, waar gaan dit eindig, hoe en wat en waar en wanneer, sodat jy hom kan glo en kan vertrou dat hy God is. En soos die geskiedenis hom reg bewys het, so begin ons as Christene sê, maar wag so 'n bietjie, as God daar reg was, en hy was daar reg, en hy was daar reg, dan gaan hy oor die einde ook reg wees.
En so vind jy en ek vertroue in God. Want dis wat die wêreld nodig het. Die wêreld het vertroue in God nodig. En dan die 7de ding is die gesondheidsboodskap. En dis 'n ding waaroor die volwassenes so beklei dat dit 'n lelike ding geword het. En ek wil nie julle met dieselfde fout maak nie. Want die gesondheidsboodskap gaan oor, moet ek vleis op my bord sit of moet ek nie vleis eet nie? Mag ek melk drink of mag ek nie melk drink nie? Mag ek kaas eet of mag ek nie kaas eet nie? En ons beklei so of kaas reg is en of dit nie reg is nie, en of melk reg is en of dit nie reg is nie, dat Satan is baie slim, hy vang ons met hierdie beklei oor een punt van die gesondheidsboodskap, dat ons die res van hierdie gesondheidsboodskap heeltemal mis. Wat is die gesondheidsboodskap? Dit is eintlik baie simpel. Die gesondheidsboodskap is 'n leefstyl wat maak dat ek en jy 'n vars brein het. Onthou, daar's 8 dele van die gesondheidsboodskap, nie net een nie. En as jy al 8 daai toepas op 'n gebalanseerde manier, dan is jy iemand met 'n vars brein en 'n gesonde lyf. Hoekom moet jy 'n vars brein en 'n gesonde lyf hê? Wel, as jy siek is, kan jy nie gaan evangelisasie doen. As jy siek is jy nie lus vir Bybelstudie nie. Wie het al in verkoue in die bed gelê en gedink, "Joh, ek wil nou graag 'n preek kyk." Nee, jy wil net asseblief deur hierdie siekte kom want jy voel horrible. OK? En het jy al gevoel as jy laat in die aand eet? Jy het 'n groot ete geëet, laat in die aand. En môreoggends of jy het laat geswat tot 2 uur, 3 uur in die oggend. Ek stel nie voor julle doen dit nie, maar partykeer moet 'n ou, want jy het procrastinate en dan kom jy agter ek skryf môre eksamen. Dan swat jy dit watter. Dan staan jy die volgende oggend op en dan voel jy dof. Voel asof daar iets in jou kop nie lekker is, as jou kop net so dik is. En dan sê jy ook nie lus vir Bybelstudie nie, jy kan ook nie die Here se stem hoor nie, want jy probeer net deur jou dag kom. So die gesondheidsboodskap is daar om vir jou iets te leer, om jou 'n vars brein te gee. Hoekom? Sodat jy die stem van die Heilige Gees kan hoor. Hoekom is dit belangrik? Want Johannes 16 sê, die Heilige Gees gaan jou in waarheid lei, en in geregtigheid, en in oordeel, en in, wat is die derde een? Sonde, geregtigheid en oordeel. Aan die ander woorde, reg en verkeerd en hoe om te kan besluit tussen reg en verkeerd. Dankie, Herman. En vir jou om dit te kan doen, het jy die Heilige Gees se stem nodig. Jy moet hom kan hoor, jy moet hom kan verstaan, en jy moet so 'n verhouding met Jesus hê dat as hy vir jou sê doen dit, dan gaan jy nie eers sê ja, Here, maar hoekom moet ek dit doen nie? Jy gaan volg want hy het vir jou gevra om dit te doen. En vir dit het jy 'n gesonde liggaam en 'n gesonde gees nodig, 'n gesonde liggaam en 'n gesonde brein. En dis die half message, dis die een rede, en die ander rede is, daar kom 'n tyd, wanneer ek en jy nie meer met die Bybel oop in 'n huis kan stap nie, want mense gaan sê, jy's 'n Adventis, jy preek nonsens, jy kan nie meer preek nie, as jy preek gaan ek jou in die tronk sit. En ons kan nie dan ophou met preek nie, so die gesondheidsboodskap is gemaak, sodat ek in mense se huise kan ingaan, en hulle kan help met basiese siektes, en as jy iemand help, maak jy met hom vriende. Het is onmoontlik dat as jou kar langs die pad gestaan het en ek help jou, dat jy ons gaan die hand skud en ons gaan sê, "Ag, dis 'n nice ou het my gehelp met my kar." Ons het 'n koneksie gemaak. En nou dat ons 'n koneksie gemaak het, nou kan hy my genoeg vertrou dat ek die waarheid met hom kan deel. En dis die doel van die gesondheidsboodskap. Dis eintlik so 'n mooi ding wat die Here vir ons gegee het. Maar ons het dit gaan lelik maak deur om te beklei, moet jy kaas eet of nie? Gaan na die Here toe en vra vir die Here, Here, moet ek kaas eet of nie? Wys vir my in die Bybel of wys vir my in Gees en Profesie of leer my en wys vir my of ek moet kaas eet of nie. So simpel is dit. Moenie gaan sit en beklei oor kaas eet of nie kaas eet nie. Gaan na die Here toe en vra vir hom, Here, wil jy ek moet kaas eet of nie? En as hy sê eet kaas, dan eet kaas. As hy vir jou sê nee, dan moet jy dalk begin kyk of dit nodig is om kaas uit jou lewe uit te sny. Maar dis die punt. Die punt is ons hak daar vas. En ons vind dan nie 'n gesonde liggaam en 'n gesonde brein nie, want ons gooi die hele ding by die deur uit, want ons hou nie daarvan dat mense vir ons sê wat ons mag eet of wat ons nie mag eet nie. So hier is die 7 waarhede wat nodig is om te verstaan, want sonder die verstaan daarvan kan jy nie hemel toe gaan nie. Dit is alles goed wat jou lewe op 'n manier moet verander, sodat ek en jy gereed kan wees vir die hemel. En jy vind hierdie goed in geen ander kerk nie. Net in die Adventiste kerk. En weet julle wat, as jy werklik snap wat ek vandag vir julle gesê het, dan is die Adventiste kerk nie meer boring nie. Want meeste jong mense dink hierdie kerk's boring.
Die musiek klink nie soos wat dit by Hillsong klink of by Deo gemeente nie. Die preke klink nie so nie. Die predikant staan met 'n pak by die kampvergadering en sy mal is in die Bosveld. Kom staan hy met 'n pak. Het hy nie 'n jean en 'n T-shirt nie? Nee, ek staan in 'n pak vandag hierso want julle is vir my belangrik. Die uur wat ek hier het is my werk wat vir my lewensbelangrik is en om vir julle te wys is vir my belangrik, trek ek my beste klere aan. As ek hier uitstap, gaan ek my jean gaan aantrek. Maar ek sê met my pakklere want dis ernstige dinge, dis nie speel nie. En dit is wat Adventisme mooi maak. Julle sit met 'n ontplofbare waarheid in julle hande. Wat die ewige lewe van iemand anders te kan verander van dood na lewe toe. En God het gesê, ek aanvaar jou en ek hou soveel van jou. En onthou, as jy vandag hierso sit nie, is dalk nie 70 Adventis nie. Gaan vind meer uit hiervan. Gaan vind uit, hoekom sê hierdie mal ou van hier vooraf hierdie dinge. Ek sê dit want ek was nie altyd 'n 70 Adventis nie, ek het in die NG Kerk groot geword. Ek het hierdie goed vir myself gaan uitfigure, en nou glo en leer ek dit, want dis die waarheid. En jy sit met die waarheid as jong mens in jou hande. En jy het die waarheid om 'n verskil te maak tussen lewe en dood. Dis soos 'n paramedic wat kan in 'n ambulans werk en dan ry hy verby die ongelukstoneel en hy sê, wat is die punt van 'n medic wees? Jy het die mediese tas in jou kar, jy die kennis, en hierdie ou is besig om dood te bloei langs die pad, en jy ry net verby. Dis wat ons as Adventiste begin doen het. Ons sit met die lewensantwoord, jy sit met jou medic tasie, met die uniform, en in die ambulans ry jy verby, 'n mens wat besig om toe te gaan, en ons worry net nie. Maar dis hoekom die vraag is 70 Adventisme 'n kliseë? Is dit nou maar net iets wat ons doen, want almal doen dit, of die Bybel sê ons moet dit doen, of my ouers sê ons moet dit doen? Nee. Jy sit met 'n waarheid in jou hand, wat geen ander jong mens het, tensy hy hierdie waarheid vir homself ontdek het nie. En as jy hierdie 7 waarhede nie verstaan nie, is okay. Jy kan nou huis toe gaan, jy kan in jou predikant se deur gaan klop, of by jou paal gaan sit, en vir hulle sê, verduidelik hierdie vir my. Help my om hierdie te kan verstaan op 'n manier dat ek dit op 'n simpel manier vir my vriende by die skool gaan vertel. En dit beteken nie hulle gaan dit aanvaar nie. Maar onthou, die hele ding is, dan weet hulle dis verkeerd om die koekie te vat. Jy het jou deel gedoen. Jy het vir hulle gewys wat reg en verkeerd is. En nou kan die Heilige Gees met hulle werk, en hulle kan van daar af verantwoordelik wees vir hulle eie besluite. Maar totdat jy en ek nie vir hulle verduidelik het, dis verkeerd om die koekie te vat nie, het ek en jy nog 'n verantwoordelikheid vir hulle. En dis hoekom ons op donderdag gesê het, dat Jesegiel 33 sê, as jy nie praat nie, gaan hy vir sy eie sonde sterf, maar die bloed van daai persoon, gaan ek van jou rekenskap neem. Want jy het 'n verantwoordelikheid. Jy is nie net 'n 70 Adventis van sommer maar net nie. En dis hoekom ek met die vraag begin het, hoekom is jy 70 Adventis? Doen jouself die guns, eerstens vir jou eie ewige lewe. En dis vir my hoekom ek vandag hier is, dis belangrik. En dan tweedens, vir iemand anders se ewige lewe. Gaan vind uit, wat is hierdie 7 waarhede? As julle dit onthou, kry die stokkie van die preek en vat dit huis toe. Maar dit is simpel, dis die ondersoekende oordeel, die 3 engele boodskap, die heiligdomstelsel, die Sabbat, die die geregtigheid deur geloof, en nou kan ek myself nie onthou nie. Jy weet, ek spesifiek om uit te word. En dan die gesondheidsboodskap, ek het een van hulle gemis, maar dis in die preek. Okay, en dan gaan maak julle seker wat dit beteken. Kom ons begin weer, is die ondersoekende oordeel. Dis die 3 engele boodskap. Dis Sabbat. Dis die heiligdomstelsel, dis geregtigheid deur geloof. Dis die verstaan van profesie en dis die gesondheidsboodskap. Dis die boodskappe wat hierdie groep gekry het wat Jesus in die allerheiligste ingevolg het. Hy het daai groep 'n kerk gemaak en dan in Openbaring aan die einde van hoofstuk 10 sê hy, gaan profeteer weer. Gaan deel hierdie boodskap, nou dat ek dit vir julle gegee het, gaan deel dit met die wêreld. En ons is al vir oor 150 jaar besig om dit met die wêreld te deel. En jy en ek is deel van hierdie awesome werk. Dis hoekom jy 'n 70 Adventis is, as jy nie geweet het hoekom jy een is nie. Kom ons sluit gou ons oë.
Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan gesels oor hierdie dinge. Here, ek dink baie keer dink die ouderlinge of die predikante by die huis dat jong mense is stupid. Baie keer dink hulle gaan nie hierdie dinge snap nie. Here, ek weet dat veral in vandag se wêreld waar tegnologie so sterk is dat jong mense lank se tyd nie meer stupid is nie. Dat ons al op jong ouderdomme ver vooruit is met ons denke omdat dis die wêreld waarin ons lewe. En daarom, Here, het ek hierdie boodskap met hulle vandag gedeel want hulle is intelligent genoeg om dit te hoor, Here. Maar nou moet U Heilige Gees in hulle harte krap en krap en krap tot hulle iets gaan doen daaroor. Ek het my deel gedoen, Here, en nou vra ek asseblief. En ek mag U vra om dit te doen. Ek mag U smeek asseblief, moenie een van hierdie jong mense los totdat dit so erns vir hulle word dat hulle gaan doen wat hulle moet doen hier omtrent. Asseblief, Here, hulle lewe is vir U belangrik en daarom is dit vir my belangrik. Seën hulle terwyl hulle huis toe gaan, Here, en gebruik hulle. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.